Nou ja, kom ons begin soos dit by ons gebruik is om eers saam te bid. Ons Vader wat in die hemel is, Here, daar is niks vir ons belangriker as om tyd in U teenwoordigheid deur te bring nie. Ons weet dat dit ook die verskil is tussen mense in hierdie wêreld. Ons is almal sondaar mense. Ons is almal mense wat U nodig het in ons lewe. Ons besef dit, ons weet dit, ons het nie tot daardie besef gekom uit onsself nie, maar U het daardie besef dat ons nie sonder U kan bestaan nie en ons gewerk deur die Heilige Gees. Daarom is hierdie aand vir ons 'n kosbare tyd om ook in U teenwoordigheid te wees en saam te luister na U woord. Baie dankie vir elkeen wat U gelei het om vanaand in te skakel by hierdie Bybelstudie. Ons bid vir elkeen wat hier is om te luister, hier is om te leer en hier is om deel te neem. Ons bid, Here, dat U sal gee dat ons saam sal groei en saam sal ontwikkel as gelowiges, omdat ons in hierdie lewe tog saam op die pad is wat na U toe lei. Baie dankie, Here, vir die genade wat U aan ons bewys. Spreek tot ons deur U woord. En ons vra dit van U in U Seun se naam. Amen. Nou, dit voel asof ons al baie lank besig is met Galasiërs hoofstuk 1. En ek moet sê, ek het self baie dinge geleer en besef van Galasiërs hoofstuk 1. So, dit wat ek ook gebid het, geld nie net vir julle wat inskakel nie, maar ook vir my wat die Bybelstudie moet aanbied. En ons leer maar so saam en ek glo dat die Here laat ons saam ook groei. Nou, ek wil weer maar vanaf vers 11 lees en dan gaan ons hopelik vanaand kyk of ons nie die hoofstuk kan klaarmaak nie, so ek gaan 'n bietjie myself bietjie druk. Maar julle het geleentheid asseblief om my te onderbreek of om vrae te vra. Die donderdag oggend Bybelstudiegroep, hulle doen dit gereeld. So ons begin in vers 11 en ek gebruik die 2020 vertaling. Ek wil hê julle moet weet, broers, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie 'n menslike saak is nie, want ek het dit nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar wel deur 'n openbaring van Jesus Christus. Julle het immers gehoor hoe ek vroeër volgens die Joodse godsdienst geleef het, dat ek die kerk van God tot die uiterste vervolg en dit probeer vernietig het, en dat ek in die uitlewing van die Joodse godsdienst baie van my tydgenote in my volk oortref het, deurdat ek my soveel meer beywer het vir die tradisies van my voorvaders. Toe God dit egter goedgevind het, Hy wat my afgesonder het van voor my geboorte af en my deur sy genade geroep het, om sy seun aan my te openbaar, sodat ek hom aan die heidene sou verkondig, het ek nie dadelik vlees en bloed geraadpleeg nie, ook het ek nie na Jerusalem opgegaan, na hulle wat voor my apostels was nie, maar ek het wel na Arabië gegaan, en toe weer na Damaskus teruggekeer. Eers later, na 3 jaar, het ek na Jerusalem opgegaan om Sefas te ontmoet, en ek het 15 dae by hom gebly. Maar van die apostels het ek niemand anders gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here, wat ek vir julle skryf. Kyk, dit sê ek voor God, ek lieg nie. Later het ek na die streke van Sirië en Cilicië gegaan, maar ek was persoonlik onbekend by die Christelike gemeentes in Judea. Al wat hulle steeds bly hoor het was, hy wat ons voorheen vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër probeer vernietig het, en hulle het God oor my verheerlik. Nou, ek weet nie of julle besef hoe geweldige gedeelte hierdie is wat ons nou hier saam gelees het nie. En ek wil dit vir julle verduidelik aan die hand van die gedeelte. Ekskuus. Net hier die regte deel kry. Al sê.
Goed, net om vinnig saam te vat, en ek hou dit maar baie kort, net om vinnig saam te vat, wil ek vir julle sê, onthou, Paulus skryf hier vir 'n gemeente wat besoedel is deur mense wat daar gekom het, en vir hulle gesê het dat Paulus nie werklike apostel is nie, hulle het sy apostoliese gesag bevraagteken, hulle het ook gesê dat die boodskap wat Paulus verkondig, is eintlik 'n boodskap wat hy maar geleer het by iemand anderste, dis 'n menslike boodskap, en toe het Paulus gesê, nee, wag 'n bietjie, die boodskap wat ek verkondig is die evangelie, en daar is net een evangelie, en die evangelie is Christus, is gelyk aan ons redding. Nou, hulle redenasie, hierdie dwaalleraars se redenasie was, Paulus moes eintlik 'n evangelie verkondig het wat so geklink het. Ja, Christus is belangrik, maar ons weet dat julle moet nog steeds die Joodse wette onderhou, julle moet onder andere besny, daar's 'n klomp van hierdie seremoniële wette wat steeds belangrik is. En Paulus het gekom met heeltemal 'n nuwe boodskap volgens hulle, wat nie in lyn is met die res van die skrif van die Ou Testament nie, en daarom het hulle gesê, dit is 'n menslike boodskap wat Paulus bring. Iets wat hy by iemand anders te geleer het, of self uitgedink het, maar dit is nie die evangelie nie. En nou kom Paulus, en hy wys vir hierdie mense, dat hierdie boodskap het hy nie self uitgedink nie, maar hy het dit ontvang van die Here Jesus self, of dis 'n boodskap wat God vir hom gegee het. Dis 'n unieke boodskap, en hy bevestig dat hierdie boodskap is die boodskap wat God in sy genade vir ook die heidene beskik. Die idee van die dwaalleraars was dat Paulus die boodskap van die Bybel gaan versag het, sodat dit meer aanvaarbaar is vir gelowiges uit die heidendom. Onthou die mense wat voorheen heidene was, het 'n aanstoot geneem in die gedagtes aan die gedagte van die besnydenis. Hulle wou niks daarvan weet nie, dit was vir hulle 'n afstootlike gedagte. En dis hoekom hierdie dwaalleraars gesê het, Paulus ontslaag geraak het, veral van die besnydenis. Want hy het geweet, die heidene gaan nie van daai deel van die boodskap hou nie. So nou moet Paulus die gesag van die boodskap wat hy bring, moet hy bevestig. En nou daar's 'n redelike oorgang, as jy kyk van verse 13 en 14 na verse 15 tot 16, en die kontras wat jy moet raak sien, is dat die onderwerp van die werkwoorde verander. In vers 13 tot 14 het Paulus geskryf oor wat hy vroeër gedoen het. Hy sê telkens, ek het die kerk vervolg en verwoes, ek het uitgestyg bo tydgenote, en ek het my beywer vir die oorleweringe van die voorvaders, maar in vers 15 tot 16, kom hy en dan sê hy, is dit telkens God wat die onderwerp is van die werkwoord. God het hom afgesonder van voor sy geboorte. God het hom deur sy genade geroep. Dit het God behaag om sy seun in hom te openbaar. So die klem is nie meer op Paulus en dit wat Paulus in die verlede gedoen het nie, maar die klem is nou op God en wat God doen. Nou, Paulus wil hier wys dat dit was nie sy besluit nie. Hy wil die klem laat val op die Here, dit wat God doen, en daarom gaan hy baie ver terug. As dit van Paulus afgehang het, het niks in sy lewe verander nie, maar God het gekom en op Paulus besluit, en hy het hom afgesonder van voor sy geboorte. Nou, dit is uit en uit verkiesing. En dis nie die enigste boek in die Bybel waar Paulus begin met die uitverkiesing nie. As 'n mens natuurlik in gedagte hou die baie bekende Efesiërs hoofstuk 1 is waarskynlik die klassieke deel in die Bybel waar die apostel Paulus dan ook begin met die uitverkiesing. En as daar een hoofstuk is wat 'n mens maar aan jou ore knoop kan maak as jy moet praat oor die uitverkiesing, dan is dit
Efesiërs hoofstuk 1 wat in sy geheel handel oor die uitverkiesing. Die uitverkiesing is 'n baie belangrike saak en ek wil vir julle sê, en ek is redelik oortuig daarvan dat daar baie min kerke in Suid-Afrika vandag is wat nog enigsins die uitverkiesing erken, of dit verkondig, of dit verdedig. Ek dink 'n mens kan sê, hoogstens sou ek sê die AP Kerk sou ook nog melding maak van die uitverkiesing, maar die meeste ander, selfs die wat sê dat hulle met ons die belydenisskrifte deel, apostoliese geloofsbelydenis van Nicea, geloofsbelydenis van Athanasius, as ook Heidelbergse Katekismus, Nederlandse geloofsbelydenis en Dordtse leerreëls, al het hulle dieselfde 6 belydenisskrifte, gee hulle nie meer werklik erkenning aan die uitverkiesing nie. Nou luister net hoe het Paulus begin in Efesiërs hoofstuk 1 oor die uitverkiesing. So die gedagte agter die uitverkiesing is basies die volgende, dat God nie alle mense red nie, maar dat God sekere mense red en 'n plan het vir sekere mense se lewe. Hy beheer die hele wêreld, maar almal is nie noodwendig net gered nie. So skryf Paulus byvoorbeeld aan die Efesiërs in hoofstuk 1. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. So Paulus maak uitdruklik melding in Efesiërs 1 vers 4 van God wat ons in Christus uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. Nou, wat Paulus ook hier sê is, miskien moet ek net gou baie basies die gedagte van die uitverkiesing so aan julle verduidelik. As jy aan hierdie kant die wêreld het met die mensdom, en jy het in die middel 'n geweldige kloof wat nie oorbrug kan word nie, en aan die ander kant het jy hierdie wonderlike, heerlike plek met die teenwoordigheid van God, dan het 'n mens van hierdie een kant na die ander kant 'n brug. En daardie brug is deur God gebou en dis 'n baie smal brug. En op daardie smal brug wat ons ken as ons Here Jesus Christus, kan mense net een oorbeweeg na die plek van heerlikheid en die teenwoordigheid van God. En daardie brug, want Christus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, om oor hierdie brug van Christus te beweeg, dit kan net die genade van God wees, dat hy mense een beweeg, om oor hierdie brug te beweeg, wat Christus aanneem as hulle redder en hulle verlosser. Dis nie mensewerk nie, net soos wat daar die brug, wat God vir ons tot stand gebring het in Christus, nie die werk van mense is nie. Dis God se genade in ons lewe. Daar's baie mense wat nooit oor hierdie brug na die heerlikheid van God toe oorgaan nie, maar wat hier bly, vasgevang in die sonde en ongelukkig verlore. Ons as mense wat nog in hierdie wêreld moet leef as gelowiges, wat uitverkies is, voordat ons na God toe kan oorgaan, om in sy heerlike teenwoordigheid te wees, bevind ons onsself in die posisie wat Paulus hier was. Jy is aan hierdie kant en jy besef dat hierdie roete is vir jou oopgemaak in Christus, en nou bedien jy, en jy verkondig die evangelie, en jy verkondig Christus as die redder en verlosser en die hoop van die wêreld. En dis 'n roeping wat die Here jou op jou hart lê, en die roete is oop, maar net God weet wie die mense is wat hierdie boodskap sal aanneem en omhels en hulle eie sal maak. En Paulus sê, God het hom afgesonder van voor sy geboorte af, om
uitverkies te wees en om hierdie heerlike roeping uit te leef. En ons deel dit met mekaar, ons deel dit met die apostel Paulus. En dis 'n wonderlike genade as jy dit besef, dat God jou geroep het vir hierdie heerlike taak. Die oomblik as 'n mens sê dat God nie alle mense red nie, dan natuurlik kom die soewereiniteit van God op die voorgrond. Sy vrymagtigheid. Hy wat besluite neem oor mense se lewe. En ons weet dit is waar. Ons lewenspad, elkeen van ons se lewenspad na God toe het uniek en anders verloop. Ons paie is nie dieselfde nie en God bestuur ons lewe. Maar dis nie vir ons 'n skrikwekkende gedagte nie, dis wonderlik om te besef dat God in beheer is van ons lewe en ons lewe bestuur en beheer. En daarom gaan ek môre tegemoet met geen vrees nie en werk ek ook nie met bekommernis nie. Ek is tevrede en ek vertrou my lewe aan hom toe, wat my redder en my verlosser is, aan my God wat ek weet, my liefhet, my Vader wat vir my omgee. En dit is 'n wonderlike bestaan. Die lewe druk jou net dood eenvoudig nie meer so in 'n hoek nie. En alles druk nie net neer op jou nie. Jy's vry. Nou ja, sommige mense sou wou sê dat God dit gedoen het omdat hy gesien het. Daar is iets baie spesiaal in Paulus, dat hy 'n baie sterk persoonlikheid het, dat hy 'n mens vol ywer is. Die probleem daarmee is dat jy dan sê, wel, daar was iets in Paulus, wat Paulus baie spesiaal gemaak het, nê. En dan beteken dit is nie meer alles net God se werk in Paulus nie. En dis die klassieke gedagtes van die remonstrante, teen wie die Dordtse leerreëls geskryf is, dat ons sondeval was nie so diep en ingrypend, dat alles in ons lewe God se goedheid en sy genade is nie. Nou, ek wil heeltemal wegkom van daai gedagte af, en ek hoop jy ook. Ek is voluit bereid om te erken dat in my is daar nie inherente goeie dinge wat oorgebly het, sodat ek uit my eie uit by God uitgekom het, of vir hom gekies het, en dat ek in staat is van my lewe nie, om my lewe te beheer nie, of om goeie besluite te neem, sonder God nie. Ek wil aan God die eer en die krediet en die heerlikheid gee, en ja, ek weet dat as ek nou in my lewe dit doen wat goed en reg is dit die genadewerking van die Heilige Gees, en daardeur, as ek dit raak sien, die bietjie wat ek doen, wat reg en wat goed is, dan kry ek daaruit ook die sekerheid van die band tussen my en God, wat hy met my bewerk het. En dis vir my 'n wonderlike troosryke gedagte, dat God besig is om vir my sekerheid te gee van my verkiesing in Christus. Dis 'n pad wat God van voor die grondlegging van die wêreld af met my geloop het. Moet so die eerste rede, wat Paulus dan ook noem, dat dit nie sy evangelie is wat hy verkondig nie, is hy sê, ek het dit nie in my gehad nie. God het my van voor my geboorte afgesonder, en hy het my geroep om hierdie roete te loop, om uiteindelik tot bekering te kom, en die evangelie te begin verkondig, die evangelie wat hy vir my gegee het. Wanneer Paulus sê dat hy al voor sy geboorte afgesonder het, is dit nie sy eie siening van sake nie. Die bewyse dat God so werk, lê al reeds in die Ou Testament, en hy het die Ou Testament baie goed geken. Julle kan maar dink dat as Isak het vir Jakob en vir Esau gehad, en uiteindelik het God vir Jakob verkies bo Esau. Gaan lees maar Romeine 9 vers 10 tot 13. Jeremia sê dat hy is van voor sy geboorte deur God bestem om 'n profeet te wees, Jeremia 1 vers 5. Paulus sê dit, en daar is baie voorbeelde van gelowiges in die Bybel, in die Ou en die Nuwe Testament, wat baie duidelik sê
dat God het hulle uitverkies en God het hulle afgesonder. Die tweede rede wat Paulus noem, hoekom hy sê, hierdie is nie sy evangelie nie, dis alles die werk van God, is God het vir Paulus deur sy genade geroep. Nou, die genade van die Here is altyd voor die uitverkiesing. Die rede hoekom ons uitverkies is nie omdat ons iets in ons gehad het wat goed is of fantasties is nie, is die genade van God, en die genade van God is die liefde van God. Hier is 'n vraagie, wat is die tekens van iemand wat nie uitverkies is nie? Of is dit eenvoudig dat daardie persone nie uit hulle eie die Here soek nie? Ja, dis 'n baie goeie vraag daai Delaries. Ek wil sê, dis onder andere dat daardie persoon nie die Here soek nie. Daardie persoon lewe ook nie soos wat 'n gelowige sal leef nie. Daardie persoon verwerp die Here se woord, alles wat die woord sê, sal byvoorbeeld ook nie wil kerk toe gaan nie wil deel wees van 'n gemeenskap van gelowiges nie, sal so leef dat mense sal sê, daardie persoon lewe soos 'n goddelose. En, maar nou moet ek dadelik ook sê, onthou nou, ek en jy kan nie weet wanneer iemand uitverkies is en wanneer nie, want net God weet dit, en God kan altyd op 'n later stadium in iemand se lewe daardie persoon tot bekering bring. En dan kan hy daai mens red. Dit is dalk nog net nie nou sy tyd vir daardie mens nie. En dan het ek en jy die roeping om nie op te gee nie, om nie sommer net op te hou om met iemand te werk nie, om 'n goeie voorbeeld te stel nie. Ons het die roeping om vir mense die deur as het ware na God toe oop te maak, oop te hou, deur die voorbeeld, deur ons lewenswyse, deur die manier waarop ons onsself gedra teenoor hulle. En want ek weet nie, jy weet, ek het al baie keer in my lewe op 'n persoonlike noot, dan is ek baie bekommerd oor iemand, en ek dink, weet ek, as daai mens met dood gaan, dan het ek regtig nie sekerheid of daai persoon gered is nie. En dan kom die Here op 'n later stadium, en hy verander daai mens, en as ek so dankbaar, dat ek nie moed opgegee het nie, dat ek bly bid het vir daai persoon, bly uitreik het na daardie persoon. Ek dink dat 'n mens hou op om uit te reik na iemand as daardie persoon byvoorbeeld die Here se naam laster, wanneer dit vir my duidelik is dat ek besig is om my kosbare parels voor die varke te gooi. Ek praat met die persoon net om vir my ontslae te raak, laster byvoorbeeld die naam van die Here, dan sal ek my benadering verander, terwille daarvan dat die Here se naam nie deur die persoon gelaster moet word nie, maar as die persoon nie heeltemal afgesluit is nie, en nog steeds na my luister, en dan sal ek aanhou probeer. Maar ja, 'n mens kyk na jou eie lewe, en ek vind dat die kinders het die afgelope week by die skool vir my dit ook gevra, hoe weet ek is uitverkies? En hoe ek weet ek is uitverkies, is ek kyk na die dinge wat ek in my lewe beginne doen. En as ek so terugkyk na my lewe, dan sien ek baie dinge wat in my lewe verander het. En ek is dankbaar, en ek besef, dit sou nie so gewees het, as God my nie uitverkies het nie. En as ek so kyk na die lidmate in my gemeente, is daar vir my groot vreugde by baie, want ek sien mooi dinge in hulle lewe. En ja, daar is vir my bekommernis by ander, en hulle bly ek bedien na die beste van my vermoë, en ek besef dat my voorbeeld is belangrik, maar soos ons almal se voorbeeld belangrik. En dink nou 'n bietjie aan 'n mens se kinders. Want 'n mens wil tog hê dat jou kinders moet die ewige heerlikheid saam met jou by die Here deel. En so jou voorbeeld as 'n ouer, as 'n gelowige ouer, is geweldig belangrik en invloedryk in die lewe van jou kinders. So ek hoop ek het iets van die vraag geantwoord, en ek is baie bly jy die vraag gevra. Want hieroor moet ons nog baie gesels. En as ek nie die vraag heeltemal geantwoord het nie, vra hom vir my weer.
en of verander die vraag 'n bietjie, dan antwoord ek die vraag wat jy vra. Goed, so hy het teen God, teen Christus en teen mense geveg. Hy was daarop uit om die naam van die Here Jesus van die aardbodem af te laat verdwyn. Dis waar Paulus was. En God het gekom en Paulus verander. Van 'n vervolger van die kerk het hy Paulus iemand gemaak wat werklik die Here dien en liefhet. En ek ken sulke mense. Jy weet, iemand sê ook in die week vir my, wedergeboorte is geweldig skaars. En ek sê toe, weet jy, ek het die voorreg. Ek het regtig die voorreg om mense te ken waar wedergeboorte plaasgevind het. Waar mense se lewe omgekeer het en heeltemal verander het en in 'n nuwe rigting ingegaan het. En hulle dink anders en hulle leef anders en hulle lewe is besig om al meer te verander. En as jy dit in jou eie lewe raak sien, wow, dan is jy baie gelukkig. Dan beleef jy die werking en die krag van God die Heilige Gees in jou lewe. En elke dag word dit sterker en dit word meer. En dink net wat 'n voorbeeld is mense wie se lewens so omtower word deur die werk van die Heilige Gees, totaal verander word. Dis 'n baie kragtige getuienis van die groot en almagtige krag van God. Mense wie se lewens donker en morbied en totaal verkeerd was, en nou word hulle mense wat God liefhet en dien en wat uitreik na ander mense toe. En ja, die lewe is nie maklik nie. Dit is soms baie moeilik om op hierdie pad te volhard en vreugde te behou. Dit is nie altyd net maanskyn en rose nie. Maar moet nooit die waarde van 'n gelowige se lewe wat deur God verander is onderskat nie. Daardie herskepende werk spreek boekdele tot die wêreld. Goed, Paulus het nie die genade en die barmhartigheid van die Here gesoek nie. Ons weet dit. Paulus was op pad om mense te vervolg. Hy het dit nie beplan dat hierdie genadige ingrype van God in sy lewe gaan plaasvind nie. En ek het dit al so baie gesien in mense se lewe. Hulle lewe was donker en op pad in totaal die verkeerde rigting in. En hier kom God en hy gryp in hulle lewe in. En hy verander hulle lewe heeltemal, radikaal in die ander rigting. En dis wedergeboorte. En as jy dit in jou lewe beleef het, miskien is jy nog besig om dit alles te beleef en te besef, dan is dit die kragtigste verandering wat ek nog ooit in mense se lewe gesien het. En ek wil vir julle sê, ek kan nogal skepties wees oor mense en verandering. Maar as daar een ding is waaroor ek glad nie skepties is nie, is dit God se vermoë om mense se lewens totaal en al te herskep. En oral waar ek dit al waargeneem het, dis blywend, hoor. Daai mense se lewe is nooit weer dieselfde nie. En hulle lewe word altyd beter. Goed, so Paulus getuig daarvan, dat hier het iets so radikaal en so anders in hom plaasgevind. Dit kan nie 'n boodskap wees, wat hy self by iemand anders te geleer het of uitgedink het nie. Paulus het maar net voortgestorm in een rigting en die Here draai hom heeltemal om 180 grade in die ander rigting. Paulus sê self dat hy die opgestane Jesus Christus gesien het. Hy sê dit in 1 Korintiërs hoofstuk 9 vers 1 en 15 vers 8 en 9 en miskien voel jy ook so. Miskien was jou lewe ook so in een rigting op pad en nou is jou lewe anders. En dat jy sê, maar weet jy, ek het God ontmoet. In die grootste, diepste krisis in my lewe het ek Jesus Christus ontmoet. Soveel so dat ek hom as het ware gesien het, soos wat Paulus gesê het. En my lewe is nog nooit weer dieselfde gewees nie. Christus het aan hom verskyn op die pad na Damaskus en
Paulus het ook sekere feite aangaande Jesus geken, en daarom het hy as fariseer Jesus se naam probeer uitwis, maar tydens sy bekering het God verder gegaan. Deur die Heilige Gees het hy Paulus innerlik verlig, om die feite aangaande Jesus te begryp, en ek dink dit is 'n baie belangrike punt. Kyk, Paulus het die Bybel geken, en hy het hom gelees. Die Ou Testament was die Bybel van sy tyd, maar hy het nie die Here Jesus daarin gesien nie. En nadat hy hierdie ontmoeting met die Here Jesus op pad na Damaskus toe gehad het, het die Heilige Gees sy oë oopgemaak, sodat hy die Bybel op 'n ander manier begin sien en verstaan het. Onthou julle die vrou, wat die Here Jesus daar by die put gekry het, daardie Samaritaanse vrou. Daardie Samaritaanse vrou het die Messias verwag. Sy sê dit ook. Hulle verwag die Messias. En wat so wonderlik is, Paulus het ook die Messias verwag, maar hy het nie gedink is Jesus nie. Hy het nie gedink dis hy nie. En toe hy die Here Jesus ontmoet, en hy besef dat hierdie man wat dood is, leef, wat hulle begrawe het, leef, toe besef hy, maar dit moet die Messias wees. En toe val dit alles vir hom in plek, en die Ou Testament maak vir hom sin. Paulus skryf oor hierdie innerlike verligting later aan die Korintiërs as volg, want God wat gesê het, dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus. Dit is as het ware asof die Heilige Gees die lig in 'n mens aansit, en vir die eerste keer sien jy, en begin jy verstaan, en dit is my bede, jy weet dat die Heilige Gees werklik die lig vir jou moet aansit. Dis die doel van katekisasie, nee? Ons werk baie hard daaraan, dat die Heilige Gees die geleentheid het in die lewe van elkeen van ons kinders, om die ligskakelaar aan te sit, sodat hulle verlig kan wees, en die Here Jesus kan sien vir wie hy werklik is, sodat hulle in hulle lewe hier vir God kan beginne werk, maar dat hulle oor die spaltoubruggie, die weg, die waarheid en die lewe kan gaan, om in die ewige heerlikheid van God in te gaan. Want daar is niks kosbaarder as dit nie, as om vir jou kinders dit te gee nie, eerder as al die skatte in die hele wêreld, nie, dat my kinders saam met my die ewige vreugde in my nageslag, die ewige vreugde van God kan ken en met my kan deel. Die openbaring van Christus en Paulus het deel van Paulus geword, sodat hy oor niks anders wil praat as oor Christus nie. En ek ervaar dit ook so, dit is iets wat al groter en groei in my eie lewe. Ek wil oor Christus praat, ek wil hom verkondig. Christus het so deel van Paulus se hele lewe geword, dat hy later in hierdie brief sê, dat dit nie meer hy is wat lewe nie, maar dat dit Christus is wat in hom lewe. Dit is so, Galasiërs 2 vers 20, dat het voel vir jou Christus word net altyd al groter en groter en groter in jou lewe, en jy word al kleiner en minder, en dis goed so, dis reg, ek bekommer my nie daaroor nie, dis vir my wonderlik, dat Christus altyd al groter word in my lewe, en daarom neem ek sy kruis saam met die apostel Paulus op, wil ek graag ook diensbaar wees in hierdie wêreld aan hom, en ook in sy kerk in die besonder. God het al hierdie dinge in en aan Paulus gedoen, sodat hy Jesus Christus se evangelie, die goeie boodskap, aan die heidene kan verkondig. Dit is, ons het mense nodig wat kan getuig van hierdie totale omkeer wat die Here in hulle lewe gebring het. En ek is opgewonde oor mense wat deel word van ons gemeente, wat eens op 'n tyd heeltemal op die verkeerde pad was, heeltemal in die verkeerde rigting, maar daar het iets ingrypend in hulle lewe verander, en hulle lewe het omgekeer. Dit is die bewys, dat as God ons gebruik om dit in mense se lewe te doen,
broer en suster, dan is ons nog besig met die regte dinge. Dan is ons nog kerk van die Here. Ek kan werklik sê, daar is mense in ons gemeente, met wie dit gebeur het, wat daarvan kan getuig, en 'n mens begelei hulle maar op daardie pad, jy loop saam met hulle daardie pad. Is dit nie maar ons almal se pad nie? Is ons nie maar almal sondaars nie? Is ons nie maar almal gebroke mense nie? En is God nie besig om ons almal elke dag te herskep nie? Word ons nie maar die mense wat hy wil hê ons moet wees nie? Want dis hoe ek het verstaan. En dis wat ek in my eie lewe beleef. Met hierdie gebeure tydens sy bekering het Paulus nog 'n keer aangetoon dat die evangelie wat hy verkondig nie van 'n mens afkom nie. Die verandering in jou, die verandering in my, dit kan tog nie die werk van 'n mens wees nie, dit is net die werk van God, en dis wat Paulus ook sê. Hy sê, dit het vir my daar begin. So hoe kan dit wees, dat hierdie boodskap wat ek verkondig, is 'n boodskap van Paulus, of wat Paulus by mense geleer het, dit kom van God af. Goed, en dan vers 16b tot 24, sê hy, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie, en ook nie na Jerusalem opgegaan, na die wat voor my apostels was nie. Hierdie is eintlik die hoofsin waarmee Paulus in vers 15 begin het. Paulus het nie dadelik na sy bekering ander mense gaan raadpleeg nie. Hy het as het ware vir daar in afsondering gesit en oor die gebeure gedink. Ek vermoed ook bidend daaroor gedink. En uiteindelik het die Here Ananias na Paulus toe gestuur en met Paulus gepraat en vir Paulus duidelikheid gebring dat God hom roep om in hierdie wêreld 'n uitverkore instrument in sy hande te wees. En nou brei Paulus op hierdie historiese feite uit, want as hy kan aantoon dat hy nie hierdie evangelie by mense geleer het nie, dan beteken dit hy het 'n baie duidelike alibi dat hierdie is die boodskap van God. Nou sy eerste alibi is, maar hy het na Arabië vertrek en weer teruggekom na Damaskus. Nou moet 'n mens die ding net mooi verstaan, dit kan nogal verwarrend wees. Arabië kan 'n mens baie maklik laat dink aan Saudi-Arabië, maar die gebied om Damaskus het in daardie tyd bekend gestaan as Arabië. En onthou nou, Paulus was op pad na Damaskus toe, en toe die Here Jesus aan hom verskyn, en Paulus het in daardie gebied, het hy vir 'n tyd lank rondbeweeg. Nou, lees saam met my Handelinge 9, Handelinge lees ons die volgende aangaande die dae direk na Paulus se bekering. Nou, wat skryf Paulus? Wat het gebeur net na sy bekering? En onthou nou, dit was vir hom ingrypend en radikaal. En daar was 'n disipel in Damaskus met die naam van Ananias, en die Here het vir hom in 'n gesig gesê, Ananias, en hy antwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid. En hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias sien inkom en hom die hande opgelê, sodat hy weer kon sien. Maar Ananias antwoord, Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het, en hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u naam aanroep. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. Want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. En Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broer, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het.
sodat jy weer kan sien, met die Heilige Gees vervul word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien, en hy het opgestaan en is gedoop. En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword. En Saulus was 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus, en hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig, dat hy die Seun van God is. En almal wat hom gehoor het, was verbaas en het gesê, is hy nie die man wat in Jerusalem uitgeroei het, die wat hierdie naam aanroep, en hier gekom het met die doel om hulle geboeid na die owerpriesters te bring nie? Maar Saulus het al meer krag ontvang, en die Jode wat in Damaskus woon, in die war gebring, deur te bewys dat hy Jesus die Christus is. Met ander woorde, dat Jesus die Messias is, wat die Ou Testament vir hulle gesê het, kom. En na geruime tyd, het die Jode beraadslag om hom om te bring, en hulle plan het aan Saulus bekend geword, en hulle het die poorte dag en nag bewaak, dat hulle hom kon ombring. Maar die disippels het hom geneem, en in die nag deur die muur neergelaat, deur hom in 'n mandjie te laat afsak. So, in hierdie 3 dae, wat Paulus daar gesit en bid het, en hy nog nie geweet het dat Ananias gaan na hom toe kom nie, wie het met Paulus gewerk? Wat het Paulus gedoen? Wel, Paulus kon nie sien nie. Paulus was ook blind gewees op daardie stadium. Die Heilige Gees. Die Heilige Gees, die Gees van ons Vader en ons Here Jesus, het in Paulus gewerk. En hy was besig met Paulus. So dit was nie mense wat in Paulus gewerk het, of wat om die evangelie geleer het nie, maar Paulus het daar gesit, en die Heilige Gees het die woord, die Ou Testament, voor Paulus as het ware laat afspeel, en Paulus het begin besef, dat hy vir homself gesê het, waarlik, ek kom al meer en meer met sekerheid tot die oortuiging, dat hierdie Jesus wat ek ontmoet het, op pad hierheen, hy is werklik die Messias, wat God vir ons gesê het in die Ou Testament, die Messias sal kom, hy is die Messias. En dan toe Ananias uiteindelik by Paulus kom en met hom praat en vir hom sê, Paulus, broer, God het jou gekies as 'n instrument in sy hande, het Paulus op daardie stadium besef, ja, dit is so, God het my lewe verander, en ek moet sy instrument wees in sy hande, hy het my uitverkies van voor my geboorte af, sy ma en sy pa het hom geleer, hy het al hierdie geleerdheid gehad, maar nooit het hy dit reg gebruik nie, en hier het die Heilige Gees in 'n baie kort tydjie vir hom gewys, hierdie geleerdheid van jou moet net in die regte perspektief gestel word, jy is reeds toegerus, jy het dit reeds ontvang, nou kan jy dit werklik gebruik in die diens van God. Dis wat daar met Paulus gebeur het. Die werk van God het hy deur sy Heilige Gees daar in Paulus voltooi, in daai 3 dae wat hy daar gesit het, en dan begin hy alreeds om in daardie tyd ook in die sinagoge in Damaskus te leer. En wat is sy boodskap? Ons het dit gelees. Sy boodskap is dat Jesus is die Christus. Hy is die Messias. En die Jode probeer met hom redeneer daaroor, maar hulle is nie opgewasse teen Paulus nie. Nou, Paulus het in daardie tyd, en volgens oorlewering 3 jaar, het hy dan in die omgewing van Damaskus, en ook in Damaskus, daai gebied bekend as Arabië, daarom Damaskus, en ook in Damaskus, in daai 3 jaar, leer hy, en redeneer hy met die Jode, en hulle kan nie met Paulus redeneer nie, want hy was baie goed opgeleid, en bo alles is dit nou die Heilige Gees wat hierdie opleiding van hom voltooi en volmaak, en hy bring die woord, hy bring die evangelie. So, dit kom van God af. Dit is nie iets wat Paulus by iemand geleer het,
in die sin van dat hy na sy bekering na die een of ander persoon toe gegaan het en dit om die evangelie geleer nie. God self het sy oë oopgemaak en so het hy dan die rykdom ontvang. Nou ja, dat Paulus eerder die stilte en eensaamheid opgesoek het, was juist sodat hy verder kon groei en ontwikkel. En stilte en eensaamheid is iets wonderlik, en ek hoop julle het ook sulke tye. Skep vir jouself 'n ruimte waar jy stil kan wees, waar jy jou Bybel kan lees, waar jy kan dink oor dit wat jy lees, en wat jy daarmee moet doen. Maak 'n tyd in jou lewe om stil te kan wees. Daar is ook deur sommige mense opgemerk dat hierdie 3 jaar in 'n sekere sin 'n kompensasie vir Paulus was, aangesien die ander apostels 3 jaar van bediening onder die leiding van die Here Jesus gehad het, was hierdie 3 jaar van Paulus in Damaskus en in Arabië, die omgewing om Damaskus, was in 'n sekere sin Paulus se 3 jaar, waar hy meestal in die teenwoordigheid, in die stilte, in die teenwoordigheid van die Here Jesus was, wat hy hom onderrig het, en Paulus dan op grond daarvan uit beweeg het en die evangelie verkondig het. So die is baie sterk alibi, is Paulus sê, kom ek vertel vir julle wat is die feite. Die feite is, God het hierdie boodskap in my gewerk, en hy het myself geleer, en hy sê op 'n stadium, ek lieg nie daaroor nie, dis die waarheid. Na hierdie 3 jaar het hy wel na Jerusalem toe gegaan, maar dis baie interessant wat daar gebeur het. Hy was net 15 dae daar, en die mense was baie bang vir hom. Hulle het nie sommer gekom en gesê, ons is Christene, en hulle self aan Paulus voorgestel, hulle was bang vir hom, hulle was bang, dit was alles 'n set, sodat hy hulle kon vang. Selfs Petrus was waarskynlik baie bang vir hom, en het van hom al weggebly. Dit het eers begin 'n werklikheid word toe Barnabas hom oor Paulus ontferm. Dink net hoe eensaam moes dit nie gewees het vir Paulus nie. Hier kom hy uiteindelik, na alles, weer in Jerusalem aan. Hy is nou totaal verwerp deur sy mede-fariseërs, maar die Christene is baie versigtig vir hom, hulle verby hom. En hy wil so graag ook kontak maak met iemand soos Petrus, en hy kan nie. Petrus is bang vir hom, saam met al die ander gelowiges. En uiteindelik is dit Barnabas wat hom ontferm, en wat vir hulle sê, jong, dinge het regtig verander in Paulus, en wat Paulus na die ander apostels toe neem, sodat hy hulle kon ontmoet. En in daai tyd, weet ons, het hulle rondbeweeg en gepreek en geredeneer, so daar was nie baie tyd wat Paulus kon sit en praat met Petrus of met iemand anders nie. Dit was werkstyd gewees. So ons moet nie daai tyd vir onsself voorstel wat Paulus in Jerusalem was, as tyd wat hy in Petrus gesit en Petrus hom onderrig het nie. Inteendeel, dit was maar 'n besige tyd in Paulus se lewe. Dit was nie tipe van sy toelatingseksamen om 'n apostel te wees nie. Hy was reeds 'n apostel en hy was geroep deur die Here Jesus Christus, en in terme van geleerdheid was Paulus by verre weg die geleerdste van al die apostels. Hulle sou Paulus nie werklik kon onderrig in die skrif nie, want hy was regtig 'n skrifkenner. Maar waarin Paulus belang gestel het, wat het hy gesoek? Hoekom het hy Jerusalem toe gegaan? Hoekom het hy Petrus gaan ontmoet? Of die ander apostels probeer ontmoet? Hy wou meer hoor van Jesus. Hy wou weet, wie is Jesus? Hoe het hulle hom leer ken? Wat het hulle van hom gesien? Wat het hulle van hom beleef? En ek verstaan dit, ek identifiseer daarmee. Want die Here Jesus is vir my wonderlik, hy is vir my die belangrikste. En as daar iets is wat ek van hom kan weet of kan leer, ek sou dieselfde gedoen het as wat Paulus gedoen het. Dan sê hy ook in vers 26, en toe Saulus in Jerusalem aangekom het, hy lees ons in Handelinge 9,
Dis Handelinge 9 vers 26 oor hierdie tyd. En toe Saulus in Jerusalem aangekom het hy probeer om by die disippels aan te sluit, maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie geglo dat hy 'n disipel was nie. Maar Barnabas het hom geneem en na die apostels gebring, en hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het, en dat hy met hom gespreek het, en hoe hy in Damaskus vrymoediglik in die naam van Jesus gespreek het. En hy het saam met hulle in en uitgegaan in Jerusalem, en vrymoediglik gespreek in die naam van die Here Jesus, en ook met die Grieksprekende Jode gepraat en gerede twis, maar hulle het probeer om hom dood te maak. En toe die broers dit agterkom, het hulle hom na Caesarea afgebring en hom na Tarsus weggestuur. En die disippels en die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad. En terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. Dis Handelinge 9 vers 26 tot 31. Goed, so Paulus, dit was nie vir hom 'n maklike tyd in Jerusalem nie, ek dink dit het ons reeds gesê. En ek het niemand anders van die apostels gesien nie, behalwe Jakobus die broer van die Here. En onthou, Jakobus was nie 'n apostel nie. Jakobus was 'n broer, was die broer van die Here. Hy het saam met die Here Jesus groot geword. Twee van die Here Jesus se broers, met ander woorde wat seuns van Josef en van Maria was, het Bybelskrywers geword. Jakobus, van wie ons die boek Jakobus het, en Judas, die boek Judas ook in die Nuwe Testament, hulle was broers van die Here Jesus, of dan nou halwe broers van ons Here Jesus, maar so die Paulus sê, hy het nie een van die ander apostels ontmoet nie, hy het wel Jakobus ontmoet, en wat sou hy by Jakobus wou geweet het? Wel, presies dit wat hy by Petrus wou geweet het. Wie was die Here Jesus? Hy het immer saam met hom groot geword. En Jakobus, die broer van Jesus, het ons gesê, was nou nie die apostel nie, maar Jakobus was wel later baie belangrik. Hy was die dominee van die gemeente van Jerusalem. Gaan kyk 'n bietjie na Handelinge 15 vers 13, is dit Jakobus wat daar die leiding neem. En dit alles sê vir my, wie weet, dis net nog vir my nog 'n bewys dat die Here Jesus is werklik die Messias, want sy broers wat aanvanklik nie in hom geglo het nie, die Bybel sê dit vir ons, sy huisgesin het nie in hom geglo nie, word later gelowiges, en hulle word hierdie prominente leiers in die Nuwe Testamentiese kerk. Paulus gaan so ver dat hy sê, dat hy nie lieg oor hierdie dinge nie. Hierdie dwaalleraars het gesê, Paulus het dit by iemand geleer, hulle het dit probeer afmaak, dat dit is eintlik maar sy eie evangelie, hy gooi net die besnydenis weg, waarvan die gelowiges uit die heidene nie sal hou nie, en nou kom Paulus en hy sê, nee, dis nie so nie, hy bewys dit uit die geskiedenis wat hy vertel, van die gebeure, dis kontroleerbaar, mense kan dit vir Ananias gaan vra, mense kan dit vir Petrus gaan vra, mense wat geweet het van sy bewegings, weet waar hy was, met watter datums, met watter tye, hulle kan dit gaan vra, hulle kan dit gaan verifieer, dis waar. Niemand sal tog die woord van Jakobus in twyfel trek, as Paulus sê, hy het net vir Jakobus ontmoet, al gaan vra hulle vir enige van die ander disippels, byvoorbeeld Johannes, het jy vir Paulus ontmoet? As hy sê, nee, ek het toch nooit vir Paulus ontmoet nie, ek weet van Paulus, maar ek het nie Paulus ontmoet nie, so, dit was verifieerbaar, dit was toetsbaar gewees. Uiteindelik sê Paulus, en dis 'n interessante stuk, dat hy het kort na sy besoek aan Jerusalem, daai 2 weke, is hy toe vir 'n lang tydperk terug na die gebied waar hy groot geword het, en hy het gekom van Tarsus af, so Paulus het toegegaan na die verre noordelike streke,
Die ander apostels was meestal in Jerusalem, Judea en Samaria, maar Paulus gaan na die gebied van Syrië en Cilicië toe. Wat het Paulus daar gaan doen? Wel, weer eens, dit is moontlik dat Paulus by die gelowiges in Antiochië in Syrië aangedoen het, en dit is die gelowiges wat daarheen gevlug het na die dood van Stefanus. Dis die mense wat hy vervolg het, en een mens kom agter, in Paulus se hele lewe, in sy bediening, hy probeer altyd iets doen om hierdie mense te bedien en hulle te help en te ondersteun. Daar's die kollekte wat hy opneem, en hy het vir 'n tyd lank daar gaan werk. Oor hierdie deel van Paulus se lewe weet ons nie veel nie. Die eerste keer wat ons weer van Paulus hoor na die gebeure in Jerusalem tydens sy eerste besoek as apostel daar, is wanneer Barnabas vir Paulus in Tarsus gaan haal, om hom met die bediening in Antiochië in Syrië te help. So hierdie Barnabas wat Paulus geneem het na Petrus toe en na die ander gelowiges toe, gaan haal vir Paulus daar in Tarsus, en hy sê, kom, jy moet my help met die bediening. En ek was persoonlik onbekend by die Christelike gemeentes van Judea. Hulle het net gehoor. Hy wat vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër besig was om uit te roei. En hulle het God verheerlik in my. Hulle was bly daaroor, en hulle het dit aanvaar dat God mense se lewe radikaal kan verander. En ek en jy weet, ons is self voorbeelde daarvan, hoe dat die Here 'n mens se lewe radikaal kan verander. En ek dink dit handel vir ons hoofstuk 1 af. Julle kan hierdie ook verder, hier is baie mooi beskryf, julle kan dit verder ook hier gaan deurlees, dit wat ek dalk nou nie uitgelig het nie. Is daar miskien enige vrae van julle kant af? Enige ander vrae miskien? Die ou tydjie is baie keer ook so kort. Goed. As daar enige vrae is wat julle my spesifiek wil vra, doen dit gerus op WhatsApp, neem die vrymoedigheid. Ek gaan vir julle die nuwe Bybelstudie uitstuur. As die Here wil, dan gaan ons aan met Galasiërs hoofstuk 2. En dan wil ek ook vir julle sê, onthou nou asseblief van môreoggend se Bybelstudie wat dan nou nie gaan plaasvind nie. Kom ek sluit vir ons af met 'n gebed. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die radikale en kragtige werking van die Heilige Gees in ons almal se lewe. Mag dit steeds meer en meer gewees dat ons gemeente en die bediening wat ons bedien in hierdie wêreld dan ook mense oproep om terug te keer na U toe, om U te dien, om U alleen lief te hê. Gee dat ons met dankbaarheid ook hierdie mense almal sal ondersteun en sal laat tuis voel, en dat ons gemeente werklike heenkome sal wees vir sondaar mense wat tot bekering gekom het en wat in ons Here Jesus die enigste verlosser vind. Baie dankie Here dat ons kan bestem wees vir die lewe en dat ons almal instrumente, uitverkore instrumente van U in hierdie wêreld kan wees. Maak ons getrou in die werk wat U vir ons gee. Ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Ek wil vir julle baie dankie sê dat julle ingeskakel het en 'n mooi en 'n geseënde aand vir julle.